Baie welkom by Agapai Gemeente Aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agapai Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agapai weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Vandag in die laaste deel van ons reeks oor koning Dawid, man na God se hart. En ek hoop en vertrou jy het 'n paar lesse geleer, 'n paar waarhede besef die laaste paar weke. Ek dink toe nou toe ek voorberei vir hierdie boodskap aan 'n insident wat in my plaasgevind het baie jare terug. Ek was seker by my eerste of tweede mannekamp gewees. En ek dink hier's nog van julle wat by daai mannekamp was, nê. So ek is toe nou daar by die mannekamp, dis die Saterdag, is altyd 'n van lekker dag. En ek en een van die ander ouens wat daar is besluit, ons gaan nou 'n bietjie resies hardloop teen mekaar. Nou ek kom van 'n byl af, so ek hou van 'n lekker dice en so aan. So in 'n geval ons gaan met teen mekaar dice, nê. Dis 'n groot ding daar van 'n byl gewees. Ek weet nie of dit nog so nie. So maar in 'n geval ons dink toe nou kom ons hardloop 'n bietjie resies. Ek was daar in my lekker 20's nog gewees. Maar ons dink kom ons vat dit next level. So ons gaan nie net hardloop op gewone plat grond nie. Daar's 'n hindernisbaan toe nou naby en die hindernisbaan het sulke houtpaaltjies. Klomp sulke houtpaaltjies wat so loop. En ons sê toe nou kom ons jaag mekaar deur op daai paaltjies so te hardloop en so te spring. Okay, en hy sê ja, sharp, kom ons doen hierdie ding. En ek sien die slaaf van julle se oë wat so half, ons weet waar hierdie ding heen gaan nie, maar ek staan op die paaltjie en ons sê 1 2 3 en ek spring daar weg en ek begin so hardloop van die een na die volgende paaltjie. En terwyl ek so hardloop gaan hierdie song deur my gedagtes. En ek kyk so na my teenstander en ek spring van die een na die volgende ene. I'm top of the world, nee. Amazing. Ek hardloop en ek sien wind waai deur my hare. En it's amazing, nee. En dit voel vir my I'm walking on sunshine. En die volgende oomblik, toe trap ek op 'n paaltjie wat deur termiete uitgeëet is binne. En wat eintlik half non-existent is. En toe ek so op die paaltjie spring, toe snap daai ding onder my voet. En ek val daar op daardie grond neer, nee. Kan dit nie glo nie. En ek lê daar so en ek is lights out. Nou julle hierdie is 'n mannekamp gewees. Dis klomp manne wat by mekaar is. Ek is lights out, dis bloed wat oral loop oor my bene en so aan en op 'n stadium word ek wakker hierson en iemand het 'n quad bike gaan haal. Hulle laai my op die quad bike en hulle vat my toe na 'n chalet toe daarso rondawel van 'n apteker wat op die kamp was en hy verbind my wonde daar. En dit is net vir my verskriklik embarrassing geweest en van 0 tot 10 sekondes verander ek van hero na zero. Mense het my as die youth pastor geken en toe word ek die kamp joke vir die res van die tyd, nee. So almal is so, voel jou been en ja, lekker, jy moet pas op en so. En ek staan daar op 'n stadium in die eetsaal in die ry en ek het nou nog 'n litteken hierso so op my maarmerrie. Ek kan nie steker daarin gesit het nie. En ek staan in die ry en die een oom sê vir my, sê ja, toe julle so op daai paaltjies gaan staan, toe dink ek by myself, hierdie storie gaan nie goed eindig nie. Gaan glad nie goed eindig nie. En ek is soos baie dankie dat oom my nou sê. Dankie vir die Christelike liefde, nee. Ek dink as jy vandag terugdink oor jou lewe, dan sal jy ook moet sê, elke een van ons het een of ander version van hierdie storie, nee. Elkeen van ons het een of ander weergawe van so 'n tipe storie. 'n Storie wat jy terugkyk op jou lewe en jy kyk na dit en jy sê vir jouself, ek moes geweet het, hierdie gaan nie goed eindig nie. Jy nog iemand so 'n storie wat jy kan vertel? Ek moes geweet het, dit gaan nie goed eindig nie. Perfect. So ek noem dit sommer crash and burn stories. Nou 'n crash and burn storie is gewoonlik sommer maar baie voorspelbaar. 'n Crash and burn storie, ek dink die mooiste voorbeeld van 'n crash and burn storie of metafoor of simbool is byvoorbeeld 'n supertube, nê. Dit kan 'n supertube. Jy klim in die supertube in en as jy so gaan, is jy nog in beheer. Jy's in beheer, jy kan jouself so half beheer, maar hoe langer en hoe vinniger jy op hierdie supertube is, hoe meer begin jy beheer verloor. Vinniger die spoed gaan, hoe vinniger die momentum gaan, raak dit al hoe moeiliker om te draai of om terug te gaan of enigiets. En op 'n stadium vat daai momentum jou, dinge begin buite beheer spiraal en voor jy sien word jy uitgespoeg aan die ander kant en jy crash and burn en dit is min of meer 'n crash and burn storie loop en jy kyk terug op hierdie crash and burn episode in jou lewe en jy sê vir jouself, ek moes van beter geweet het. Jy sê vir jouself, weet jy wat, ek moes die rooi vlaggies gesien het.
Ek moes die warning signs op my pad gesien het. Hoe kon ek nie gedink het nie? Dis so obvious. Maar die waarheid vandag is hierdie. Die meeste mense crash nie net hulle lewe met een groot besluit nie. Hulle kom daar deur 'n reeks klein besluite en kompromieë wat oor 'n geruime tyd momentum optel. Is dit nie waar nie? Dit kan, party van ons het een groot besluit geneem, maar gewoonlik klomp klein besluitjies, klomp klein kompromieë wat momentum optel soos 'n supertube en uiteindelik crash and burn. Is dit nie waar nie? Hierdie boodskap is vandag vir 3 tipes mense. En ek glo hierdie 3 tipes mense sit vandag hierson, die wat later in die week gaan kyk, dis dalk jy wat ingeskakel is by hierdie YouTube video. So, die eerste groep mense wat ons kry, is mense wat deur 'n crash and burn gegaan het. Jy's deur hierdie supertube. Dit het dalk onlangs gebeur, het dalk lank terug gebeur, maar jy weet nie om die skerwe op te tel van jou lewe nie. Jy weet nie om vorentoe te gaan nie. Jy weet nie na hierdie crash and burn in jou lewe, hoe gaan jy die volgende stap neem nie. Jy weet nie hoe om te recover, te herstel van hierdie ding nie. Dan is jy 'n tweede groep mense wat vandag hier sit, en dit is die mense wat 'n geliefde of 'n vriend of 'n familielid of iemand het, en jy sien hoe hierdie mense op hierdie supertube klim. Jy sien hoe hierdie mense deur hierdie emotions gaan. Jy sien hoe hierdie ding momentum optel. En jy besef hierdie gaan nie goed eindig nie, dit gaan crash and burn, hè. En dan is jy 'n derde groep mense vandag, jy is op die oomblik in daardie proses. Jy's op die oomblik in daai supertube, jy's op hierdie oomblik besig om in daardie proses te beweeg, en dit is dalk besig om vir jou momentum op te tel, dit is dalk besig om spoed op te tel in jou lewe hierdie ding. Jy voel dalk het beheer van ons dalk wat jy sit, ander wat jy sit sê dalk, weet jy wat, dit voel vir my ek begin beheer verloor, ander sê ek het beheer verloor. En hierdie derde groep mense is mense wat sê, maar dis okay, ek is okay daarmee, ek is nie bekommer daaroor nie, ek is nie ge-worry daaroor nie. So hier's 3 tipes mense vandag met wie ek wil praat. En my gebed vandag is eintlik maar net dat ons minder stories sal vertel van hierdie het nie goed geëindig nie, maar meer stories van ek het die warning signs gesien, ek het die vlaggies gesien, ek het gesien waar hierdie ding gaan, ek het dit gestop, ek het brieke aangedraai, ek het uitgeklim, ek het weggekom en ek het nie daar gegaan nie. Of mense wat dalk al gecrash and burn het, wat hierdie ding gegaan het, dat ons minder stories sal vertel van mense wat sê, ek kan nie aangaan nie, ek kan nie vorentoe beweeg nie, en meer stories van maar weet jy, ek het aangegaan en ek het opgestaan en ek het die volgende stap gegee om deur hierdie te gaan. Want wat ek van ons hemelse Vader, God ons Vader weet, wat ek so graag wil hê jy moet weet, en dalk weet jy hierdie, as jy hom lankal ken, sal jy dit weet, nee, is dat hy love 'n goeie comeback story. Is dit nie so nie? Hy love 'n goeie comeback story. En daarom wil ek hê jy moet vandag so mooi luister, want God is nog nie klaar met jou storie nie. Maak nie saak waar jy in hierdie proses is nie. God is nie klaar met jou storie nie, en hy wil hierdie waarheid, die truth wat ons vandag oor praat, wil hy gebruik om ook van jou 'n voorbeeld te maak van hoe hy 'n setback en 'n comeback kan verander. En om dit te doen wil ek jou vandag help. Ek wil regtig vandag vir jou help en met jou gesels oor die waarskuwingstekens van hierdie proses. Ek wil met jou gesels oor wat die vyand se strategie is om jou in hierdie supertube te kry. Ek wil vir jou help kyk na die guardrails wat ek en jy in plek kan sit. Dat ek en jy sal begin nee sê vir kompromie, dat ek en jy sal ophou om vas te haak by ons foute en ons mislukkings en al die tipe van goed wat in ons lewens gebeur het, en dat ons vir die Here sal sê, Here, ek wil u version van my word. Here, ek wil die beste version van myself word. Here, ek wil die persoon word wie u vir my in gedagte gehad het. Ons het nou kindertjies toegewy. Toe ek daar in my ma en pa se arms was, die plan wat daar vir my was, ek wil teruggaan na dit toe. Ek wil dit wees, Here. Ek wil dit wees. En ek gaan graag vandag met jou 'n paar dinge deel. Wie van julle onthou vir Ice Cube, die 90 sanger? Enige iemand? Ja, hier's 'n paar mense hier, nee. Julle onthou hom, ek weet dis mense wat nou nie hulle hand in die kerk wil opsteek nie. Dieselfde mense wat by lofte sing en spring, maar so staan in die diens Sondag. Anyway, ja nee, ek weet dit gebeur. So Ice Cube het wonderlike popwysheid gehad. Hy het hierdie woorde gesê wat my baie geraak het. You better check yourself before you wreck yourself. En ek dink dis pretty much waar vandag se boodskap gaan, hè. You better check yourself before you wreck yourself. En dis presies waar ons gaan praat. So kom ons praat vir 'n paar oomblikke oor die anatomie van 'n crash and burn. Kan ons dit doen? Die anatomie, hoe gebeur 'n crash and burn? Hoe lyk 'n crash and burn? Wat is die faktore wat aanleiding gee tot dit? Wat is die gevolge daarvan? En so kom ons kyk bietjie vir 'n oomblik na dit. So in die laaste reeks gaan ons dan nou obviously na Dawid se lewe kyk. En ons gaan weer 'n oomblik na Dawid se lewe kyk waar hy spectacularly gecrash and burn het, waar hy 'n massiewe setback gehad het,
maar wat die Here ook gebruik het in sy lewe om weer 'n comeback te maak en om te help om weer in God se pad te kom en weer op te staan en weer aan te gaan nadat hierdie gebeur het. En ek is altyd so verbaas dat hierdie storie in die Bybel opgeteken is. Jy kan dit nie glo van die stories in die Bybel nie, want as ek nou koning was, ek meen imagine jou grootste crash and burn word neergeskryf in 'n boek vir almal om dit vir 3000 jaar lank te lees. Dis nie asof dit iewers gaan wegvyt nie. Generasie na generasie na generasie lees dit. So dis altyd vir my amazing dat koning Dawid dit toegelaat het. Dit sê vir jou baie van sy hart, nê. Maar hy laat dit toe en hy laat hierdie gedokumenteer word en dit is my altyd so 'n ongelooflike mooi voorbeeld van die betroubaarheid van die Bybel en die autentiekheid van die Bybel. Dit is net vir my so 'n mooi prentjie dat daar word niks opgecover of weggesteek nie. Die mense wat biografieskrywers was, present hierdie mense aan ons net soos hulle is. Mense vol fout, hulle maak hulle nie beter of heiliger as wat hulle was nie. Hulle sê dis dit. Selfs in die Nuwe Testament ook. Die disipels self wat Johannes self wat die evangelie geskryf het, sê daarso en hy het dit nie geglo nie. Hy het nie geweet nie. Hulle het nie geweet nie. Ek meen, dis 'n baie goeie altyd 'n baie goeie bewys vir my dat die woord van God is autentiek en jy kan die woord van die Here vertrou, nê. Dis 'n storie wat gaan oor regte mense soos ek en jy. Dis 'n storie wat gaan oor mense met foute, met mislukkings, met tekortkominge soos ons. So, ons gaan in hierdie storie injump. Ons is nou so 22 jaar in Dawid se koningskap in. So laasweek het ons by 'n sekere plek geëindig. Nou vandag is ons bietjie verder, 22 jaar nadat Dawid koning geword het. En kan ek net vir jou sê, as jy nog nie die res van hierdie reeks gaan kyk het nie, dis op ons YouTube beskikbaar. Gaan kyk dit asseblief daarso. Gaan kyk die vorige reeks as jy regtig, jy weet, wil belangstel en regtig wil in jou lewe ervaar hoe die Here kom werk, gaan check dit uit daai die vorige 3 of 4 boodskappe, nê. So dis 22 jaar in. Nou Dawid is nou nie meer die hot aantreklike jong man wat hy was toe hy Goliat verslaan het nie. Dawid is omtrent nou waar ons hom vandag kry in hierdie storie, is hy omtrent so in sy 50's nou. Iemand in julle 50's hierso? Wow, hier's 3 mense wat 50 is. Okay. Wees eerlik vandag, nee. Soos ek wil dit nie herken nie. Maar in elk geval vandag se tyd is 50 nie so oud nie, nee. 50 is heel jonk. Maar in daai tyd, hoe voel dit as ek dit vir jou sê? Is jy net bly jy het kerk toe gekom vandag nie? 50 is jonk, 50 is wonderlik. Maar daai tyd in Dawid se tyd was 50 stok oud gewees. So teen daai tyd het Dawid nou omtrent so 'n paar tande missing gehad. Dawid was glad nie meer oil painting soos ek sê soos hy was teen Goliat nie. Die vrouens het nie meer gesing Dawid het oorwin 10,000 mans nie. Dit was nie meer hy's nou oud nou al gewees nie. Hy het dalk so 'n bietjie weird geryk ook en hoe dit ook al nou gesê het, Dawid was 'n ou man. Ons kry koning Dawid in sy 50's as hierdie biografie skrywers dan oor hom skryf in 2 Samuel 11. So ons praat oor die DNA, die anatomie van hoe dit lyk as 'n crash and burn uitspeel in plaasvind. So die eerste ding wat ons hier sien, waaroor ek gaan gesels, is jy is nie waar jy moet wees nie. Kom ek vertel vir jou waar dit gaan. As jy jou Bybel het, lees asseblief saam met my. Ek dink dit is so great as jy jou Bybel saam met my lees. Ons moet weer in die woord begin inkom. En jy gaan sien die klomp verse wat ek nie lees nou nie, want ek het nie tyd daarvoor nie. Dis soos 2 hoofstukke. So asseblief as jy by die huis kom gaan lees hier. Jy sal nie glo dat sulke cool goed in die Bybel staan nie en partykeer sulke shocking goed nie. So ons begin by 2 Samuel 11 vers 1. Dawid in sy 50's. Hier is ons. Die volgende lente, die tyd waarin die konings gewoonlik gaan veg het Dawid vir Joab en sy manskappe as ook die hele leer van Israel gestuur. Hy het die Ammoniete verslaaf. Hulle het die Ammoniete verslaan en Rabba gaan beleer. Dawid het in Jerusalem agtergebly. So is twee frases wat in hierdie vers vir my uitstaan. Die eerste een as jy net teruggaan, hy sê volgende lente, nê. So dit was lente gewees. En hoe dit in daai tyd gewerk het, is hulle het oorlog gemaak in die lentetyd. So dis amper soos vandag se tyd gewees. Hoekom? Want die somers was net so die winters was net so ongelooflik koud gewees. So soldate sou baie keer op pad na die oorlogsveld toe sou hulle vries van die koue en die giere weeromstandighede, of op die battlefield sou hulle doodgaan van exposure en die koue en hulle sou dit nie eers gemaak het nie. So voor hulle gewapen opgetel het. So winters was net uit gewees, so winters en herfs was gewoonlik so
so 'n halfe rustige tyd in terme van militêre operations. Maar ou maat, toe die lente aanbreek, toe is dit business as usual, en Dawid is besig om sy dinastie uit te brei, hy is besig om die grense van die koninkryk van Israel te skuif, en hy is besig om hierdie goeders te vestig, die koninkryk van Israel te vestig. So, lente was dan die tyd gewees wat dit gebeur het, en hy stuur hierdie amazing mense om dan te gaan, en dan teen hierdie Ammonite te veg. Maar dan sien ons 'n vreemde paar woorde hierso. Dawid het in Jerusalem agtergebly in die lente, terwyl sy weermag, sy soldate, Joab die bevelvoerder, almal besig is om te veg. Hy bly in Jerusalem agter. Is enige iemand wat reality TV shows kyk? Enige een wat dit graag kyk? Ja, is een. Okay. Dankie vir jou eerlikheid, okay. So jy weet, Survivor, sulke goed, MasterChef, wat ook al die goed nou mag wees, nee. Nou toe ek hierdie lees, toe dink ek, hierdie is vir my soos 'n reality TV show. Jy het al daai shows gekyk en dan sien jy hulle doen goed en dan sê jy vir jouself, hierdie gaan nie goed eindig nie. Okay, hulle neem nou hierdie persoon in Survivor, hierdie persoon in hulle vertroue, en hulle kry die bondgenoot en hierdie persoon weet nie, dis eintlik 'n skeuilie persoon, hulle is saam met verkeerde persoon. Of hulle gooi verkeerde bestanddele in die kos, of hulle doen 'n resep wat jy weet eintlik anders moet werk, en dan dink jy, hierdie gaan nie goed eindig nie, nee. Nou, ek lees hierdie en hierdie is my soos 'n reality TV show, nee. Dawid het in Jerusalem agtergebly, en ek dink by myself, enige iemand wat kan dink, nee, sal besef, hier is die begin van sy crash and burn. Dawid, hoekom bly jy in Jerusalem agter? Want konings was veronderstel gewees om saam met die weermag uit te gaan. Konings was veronderstel gewees om die troops in battle te lei. Hy moes voor op die wit perd wees en sê charge, en daar gaan hulle nie. Dawid moes daai speech gehad het soos Braveheart, freedom, jy weet, kom ons wen, ons kan hierdie doen, en hy moes hulle geïnspireer het, en hy moes daar gewees het, hy moes hands-on gewees het, want dit is wat konings doen, hulle lead by example. Maar waar is koning Dawid? Nee, Joab gaan veg, die soldate gaan veg, almal gaan veg. Waar's Dawid? Nee, hy is in Jerusalem. Hy bly in Jerusalem. En interessant, as ons kyk nou, gaan net gou weer terug na daai skrifgedeelte toe. Die vorige enetjie. Jy sal sien, hier het ek hom onderstreep, nee, gewoonlik. Selfs die biografieskrywers hier sê vir ons, gewoonlik het konings gaan saam veg. Dis hoe dit gedoen word. Dit is wat veronderstel is om te gebeur, maar dit nie in hierdie geval gebeur nie. Dawid bly in Jerusalem, en hier sien ons die eerste rooi vlaggie van 'n crash and burn storie, van 'n storie wat jy vir jouself na toe terugdink en sê, ek weet nie wat het ek daar gedink nie, ek weet nie hoe ek hierso gekom nie, ek moes geweet het hierdie gaan nie goed eindig nie. Die eerste rooi vlaggie is Dawid is nie waar hy veronderstel is om te wees nie. Hoekom is hy nie waar hy moet wees nie? Ons weet nie. Die teks sê dit nie vir ons nie. Maar ek wonder nou nie, miskien was dit dalk gewees omdat Dawid gevoel het, weet jy wat, ek is oud man, laat Joab en die jong manne nou maar aangaan hierso. Of dalk was hy entitled, weet jy, ek het my deel gedoen, weet jy, ek het my beste gedoen, ek het daarom na my kant al gebring, ek verdien dit bietjie, ek verdien die rustigheid, nee. Miskien was hy in 'n gemaksone geweest, hy gedink het ek is die koning, ek kan maak wat ek wil, hulle kan bietjie gaan veg, wat ook al. En wat ek gesien het, nee, as ons 'n vinnige toepassing maak op ons lewens, gewoonlik wanneer ek en jy hier kom, dan regverdig ons ook onsself, nee. Jy regverdig jouself oor die plek waar jy nie moet wees nie. Weet jy wat, ek verdien dit. Weet jy wat, dit kom my toe. Weet jy wat, ek het die reg om hierdie te doen. Weet jy wat, ek het lank genoeg gesukkel. Weet jy wat, dit is fill in the blank, wat ook al dit mag wees, nee. Maar Dawid is nie op die plek waar hy moet wees nie, en ek sien hierdie is dieselfde vir ons. Wanneer ek in jou plekke is waar ons nie veronderstel is om te wees nie, gaan jou lewe in 'n rigting gaan wat jou lewe nie veronderstel is om te gaan nie. Hoor jy my vanoggend? As jy op plekke is in jou lewe waar jy nie moet wees nie, gaan jou lewe in 'n rigting gaan wat jou lewe nie veronderstel is om te gaan nie. So kan ons bietjie up close and personal raak vir 'n oomblik. Ja, dit klink nie baie vocal nie. Ek gaan anyway. Ek gaan hierdie vraag vra. Is jy op die regte plek in jou lewe? Is jy op die plek in jou lewe waar jy moet wees? Geestelik? Is jy op die plek waar jy moet wees? Emosioneel? Fisies? Is jy op die plek waar jy moet wees in jou lewe? Dink vir 'n oomblik daaroor. Scan gou jou lewe so vinnig.
Is jy op die plek waar jy moet wees? Fisies dalk. Miskien is jy op 'n plek in jou lewe dat jy elke dag by daai plek of by daai persoon aangaan wat jy weet jy moenie aangaan nie. 'n Plek of 'n persoon wat jy weet nie op pad huis toe is na werk nie. Maar jy gaan by daai plek aan. Miskien is jy op 'n plek wat jy dit so bewerk in jou werkskedule dat jy in die aand alleen saam met daai persoon op kantoor agterbly, sodat jy alleen saam met mekaar kan wees. Miskien is jy op 'n plek wat jy jouself isoleer met jou foon, sodat niemand anders jou pla nie, daar waar jy rustig en ongesteurd of onverstoord kan gaan sit en daai gesprekke met daai mense kan hê. Of daai websites kan besoek, of daai apps kan download, of wat ook al dit mag wees en deur dit gaan. Is jy fisies op die plek waar jy moet wees in jou lewe? Dalk sê ek is daar, wel, kom ons praat oor emosioneel. Is jy emosioneel waar jy moet wees? Of is jy miskien ook op 'n plek waar jy so oorlaai is? Jy het soveel op jou bord wat jy self daar pak en ander mense toelaat om daar te pak en jy het niks meer vir niemand oor nie. Jy het geen kapasiteit meer in jou lewe vir jou vrou nie, of vir jou man nie, of vir jou kinders, of vir jou geliefdes, of vir jou kleinkinders, of wat ook al dit mag wees nie. Jy's net so vol, jy's uitgestres en jy's overworked and underpaid en dit is net so groot. Emosioneel is jy dalk leeg binne in jou. Jy masker uit, jy hou die front voor, maar emosioneel is jy totaal en al leeg. Jy's getap, jy's op die punt daarvan om uit te brand. Miskien is jy dalk op 'n plek wat jy bitterheid in jou hart het, jy het onvergewensgesindheid in jou hart. Miskien is jy op 'n plek wat jy kwaad is, wat jy wrokke teen mense hou. Is jy emosioneel op die plek waar jy moet wees vandag? Miskien is dit vir iemand anders geestelik vandag. Is jy geestelik op die plek met die Here waar jy moet wees? Of is jy besig om van God af weg te dryf? Is jy besig om weg te beweeg van die Here af op hierdie stadium? Hoe lyk jou verhouding met God ons Vader? Hoe lyk jou geestelike lewe? Bid jy? Lees jy Bybel? Het jy geestelike dissiplines? Maak jy jouself vol met die dinge van die Here? Is jy aktief deel van God se missie in hierdie wêreld? Hoe lyk jy geestelik? Fisies, geestelik en emosioneel? My liewe Agape familie, is jy waar jy moet wees? Want Dawid was nie waar hy moes wees nie. En hier is die ander waarheid wat baie aansluit by die vorige een. Is wanneer jy gaan aanhou om op plekke te wees waar jy nie behoort te wees nie, gaan jy uiteindelik begin besig raak met dinge waarmee jy nie besig behoort te wees nie. As jy op hierdie plekke gaan aanhou wees, gaan jy begin dinge doen wat jy nie veronderstel is om te doen nie. Dawid was nie waar hy moes wees nie. En dit het gemaak dat hy begin het met dinge waarmee hy nooit moes begin het nie. Ons is nie waar ons moet wees nie. Nommer 2 wat ons sien in hierdie hele DNA van 'n crash and burn story, is ek en jy begin ronddwaal as ons op daai plekke is waar ons nie moet wees nie. Ek en jy begin ronddwaal. Kom ons lees hierdie volgende skrif. Een namiddag, onthou Dawid is nou nie waar hy moet wees nie. Een namiddag, nadat hy gerus het Dawid opgestaan en op die dak van die paleis gaan rondloop. En dis my interessant, nee. Hy rus terwyl hy veronderstel is om oorlog te maak. Hy loop rond, ek sien daai prentjie, hy loop daar op die paleis se dak rond, nee. Terwyl hy besig moet wees om te veg saam met sy mense wat besig is om hierdie fight te fight, nee. Maar hy loop rond en hy staar rond en hy dwaal rond en hy's besig om daar rond te stap, nee. En wonder bo wonder, van die dak af sien hy 'n besonder mooi vrou. Dit is interessant vir my dat die biografie skrywers hierdie insit. 'n Besonder mooi vrou wat besig was om te bad. Okay? Yep. So sy bad. En jy wonder dalk hoekom bad sy buite, is dit nie half nou mense het nie daai tyd badkamers in hulle huise gehad nie, so dit is 'n skottel en 'n emmertjie, wat ook al nodig was het hulle gehad, en dan het hulle buite gebad, nee, en gewoonlik sê hulle nie gesien het nie, want almal was plat gewees, almal het gelyk gewoon, maar Dawid het in die paleis gebly, so hy is elevated, so hy kan verder sien as wat die average persoon kan sien, nee. So Dawid stap uit, hy dwaal rond, en hy sien, hierso is hierdie vrou besig om te bad. Hoekom?
Want Dawid is nie waar hy moet wees nie, en daarom is hy besig met goed waarmee hy nie veronderstel is om besig te wees nie. En is hier waar ek en jy nou, ek weet nie of jy ook so half attention nie optel nie, dis hier waar ek lees en ek voel soos Dawid, wow, don't go there. Dis half daai warning, nee, moenie daar gaan nie. Stop, trek die briek, nee, moet net nie in hierdie situasie ingaan nie. What are you doing? Waar dink jy gaan hierdie ding eindig, nee? Maar Dawid stap daar op daai dak rond, en wat vir my amazing is hierdie woord, die Hebreëse betekenis van rondgeloop, beteken eintlik, dit kan iets anders ook beteken, hy het dit ook gedoen, rondgeloop, maar hierdie rondgeloop, beteken eintlik in Hebreëus, hy het niks gedoen nie, dis om niks te doen nie. So wat doen Dawid? Hy doen net mooi niks nie. En wat vir my so absoluut profound is van hierdie gedeelte is, hy is nie besig om te veg nie, hy is nie besig om te doen wat hy doen nie, so hy doen niks nie, hy dwaal rond. Ek hou van die Afrikaanse woord, hy drentel. So iemand wat daai woord onthou nie, hy dwaal rond, hy drentel rond. Ek sê baie keer vir my kinders, moenie so voor my drentel nie, ek gaan julle hakke raak trap nie. So hy drentel rond. Wat gebeur hierso? Ek wil hê jy moet hierdie verstaan. Hy is nie besig om doelgerig en intentioneel volgens God se plan en purpose vir sy lewe te leef nie. Hy is nie in God se wil nie. Hy is nie besig met dit wat God hom geroep het om besig te wees, naamlik om die koning van Israel te wees nie. Hy dwaal rond, hy drentel, doelloos, onintensieloos. Hy gaan net voort en hy's besig om niks te doen nie. Hy's ledig. En hier's een ding wat jy moet verstaan, die oomblik wanneer ek en jy ledig is, die vyand is nooit ledig nie. Weet jy dit? Die vyand is nooit ledig nie. Hy is 24/7, 365 is hy besig om te vernietig en te verwoes en te verlei en te versoek. So as jy ledig rondstap en ronddwaal en nie met intentionaliteit lewe en doelgerig volgens God se plan en purpose en wil vir jou lewe leef nie, weet jy wat gaan gebeur? Die Satan is baie intentioneel. Die Satan, die vyand is baie doelbewus. En weet jy wat? Hy gaan kom vir jou en hy gaan probeer om jou te neutraliseer. So dis baie gevaarlik om doelloos rond te drentel in die lewe. Dis baie gevaarlik om rigtingloos rond te dwaal. Dis baie gevaarlik om hierdie te doen wat Dawid gedoen het en ons baie van ons wat besig is om hierdie te doen nie. Jy's nie besig om in God se rigting te stap nie. Jy's nie besig om doelgerig en intentioneel te doen wat God jou geroep het om te doen. Jy's nie doelgerig en intentioneel besig om die Here se lewe te leef vir jou nie. Jy's nie doelbewus in sy wil nie. So wat doen jy? Jy dwaal rond en jy drentel rond. Kan ek vir sê hoekom is dit gevaarlik? Want die oomblik wanneer jy begin ronddwaal en ronddrentel en nie besig is intentioneel doelbewus met wat God jou geroep het om te doen nie, weet jy wat gebeur dan? Dan begin jou emosies en jou gevoelens en jou instinkte begin dan die oorhand kry oor jou waardes en jou oortuigings. Dink daaraan, as jy besig is om te werk en jy's gefokus, dink jy aan niks anders as die werk nie. Jy's besig met die werk, jy gooi als in jou instinkte en gevoelens en begeertes, het niks meer te doen nie. Maar die oomblik wat jy besig is om doelloos rond te drentel, dan neem gevoelens oor, dan neem begeertes oor, dan neem jou instinkte oor, en dit kry gewoonlik oorhand oor die waardes en die oortuigings in jou lewe. 'n Sielkundige Adam Grant het die volgende woorde gesê, hy het gesê, karakter is die kapasiteit om jou waardes bo jou instinkte te prioritiseer. Dis wat karakter is. Ek prioritiseer my waardes bo my gevoelens en my instinkte en dit wat ek ervaar nie. Maar as jy ledig is, as jy doelloos is, nie in God se plan, God se rigting vir jou lewe nie, raai wat? Dan het jy nie die kapasiteit in jou lewe nie, dan het jy nie die karakter nie, en dan word jou waardes onderdruk deur jou gevoelens, jou emosies en jou begeertes. So nog 'n vraag is, leef jy op hierdie stadium doelbewus in God se plan, God se purpose, God se wil vir jou lewe? Leef jy doelbewus in sy lewe? Of is jy maar eintlik besig om rond te dryf in die lewe? As jy ronddryf, ronddwaal, niks doen nie op die plek is waar jy moet wees nie, wag daar baie groot hartseer in my en jou se lewe. Die derde ding wat ons sien gebeur hierso, is Dawid ignoreer die afritte van hierdie pad waarop hy is, hierdie supertube waarna hy is. 2 Samuel 11 vers 3-4a sê die volgende woorde, hy stuur toe iemand om uit te vind wie sy is, en weer is dus weer daai oomblik wat jy sê, Dawid, what are you doing? Jy moet hier 'n U-draai maak, jy moet 'n U-turn maak nie. Hy vind uit wie sy is, hulle kom terug en sê vir hom, dis Batseba, die dogter van Eliam en die vrou van Uria, die Hetiet, verneem hy. Dawid het haar laat haal.
En hier sien jy in volkleur, in Ultra HD, in 4D, 3D, wat ook al dit wil noem, hier sien jy presies hoe Dawid se crash and burn storie besig is om momentum op te tel. Jy sien hoe hierdie supertube besig is om spoed op te tel. Jy sien hoe hierdie ding wat hy nog gedink het, hy's besig om te beheer tot op hierdie punt, hoe hierdie ding besig is om buite beheer te spiraal. En dis hierdie plek waar Dawid vir homself moes gesê het, ek moet stop. Ek het nou uitgevind oor ek het uitgevind dis wie dit is. En weet jy wat, ek gaan moet stop. Ek gaan nou te ver gaan, ek gaan met briektrap hier, so ek kan nie hierdie ding verder doen, ek gaan moet stop, nee. Maar wat doen hy stop nie? Hy laat haar haal. En wat vir my so shocking is van hierdie gedeelte is, hy vra, wie is dit? En hy sê, dit is Uria. En dit is nie asof Dawid hom nie geken het nie. Uria was een van Dawid se spesmagte gewees, omtrent 'n groep van 30 mans gewees, wat soos die US Seals was, of byvoorbeeld soos die Rakkies wat ons hier in Suid-Afrika gehad het, of die Delta Force, of whatever, dit is spesouens gewees. Hy het geweet dis Uria, hy ken Uria, hy weet wie se vrou dit is. Dit is nie 'n random vrou in Jerusalem nie. Toe hy hoor Uria, en hy hoor Batseba, en hy hoor vrou, in dieselfde sin, toe moes hy gesê het, wow, what am I doing? Hierdie ou is besig om vir my te veg, hy is besig om sy lewe op die spel te sit vir my. Hierdie ou is besig om vir my noks te vat, en ek is besig om sy vrou te entertain hierso. Hy moes al uitgeklim het, hy moes briek aangedraai het, hy moes gestop het. Dit was die oomblik gewees wat ons na hierdie storie kyk en ons sê, Dawid, wat het jy gedink? Hierdie gaan nie goed eindig nie. Maar jy weet waarvan ek praat, want jy was in jou lewe ook al daar gewees. Jy weet, jy's op daai plek. En jy weet, hierdie gaan nie goed eindig nie, ek behoort te stop, ek behoort die briek te trap hierso, ek behoort uit te klim, maar dan gaan ons aan, presies soos Dawid, hy moes in sy spore gestop het, want hy is nie waar hy moet wees nie, en daarom is hy besig met iets waarmee hy nie besig moes gewees het nie, hy dwaal rond, en elke afrit, elke warning sign, elke exit point wat God gee, ignoreer hy soos 'n stopstraat hier in Rustenburg vir mense wat hier so bly nie. En ek weet nie of jy onthou nie, maar 1 Korintiërs 13 skryf Paulus baie later, hy sê daarso, God sal jou nooit bo jou kragte versoek laat word nie. Hy sê, want saam met elke versoeking, gee God die uitkomste. Daar's 'n exit point in elke supertube, daar's 'n exit point in elke proses, in elke storie, en ek en jy kan daardie exit vat, soos as jy in 'n fliek instap of in 'n vliegtuig, exits are clearly marked. God gee daai exits vir ons. Een na die ander warning sign, rooi vlaggie, exit, sit God voor Dawid se lewe, maar wat doen Dawid? Dawid ignoreer elke een van hulle. En dis hoekom Dawid doen wat hy nie veronderstel is om te doen nie, en dis hoekom Dawid iets doen wat hom baie duur sou kos, en 'n groot prys wat hy in sy lewe moes betaal het. En kan ek vandag vir jou sê, my liewe broer, my liewe suster, boetie en sussie, dis presies wat met jou ook gaan gebeur as jy hierdie warning signs in jou lewe ignoreer. Dis presies wat met jou gaan gebeur as jy daai waarskuwingsliggies gaan ignoreer. Jy weet, niemand kom by 'n train smash gewoonlik net in een besluit nie, soos ek nou gesê, dis klomp klein besluitjies, dis is wanneer mense die afritte wat jy kry, dis wanneer mense dit ignoreer, wanneer die rooi vlaggies in jou lewe ignoreer. Wanneer jy besig is met goed waar jy nie meer besig moet wees nie, met jou plekke is waar jy nie veronderstel is om te wees nie. Omdat jy ronddwaal en nie in God se purpose en plan en rigting besig is, waar en noord, besig is om in daai rigting te stap nie, begin jy besig raak met goed en jy doen uiteindelik goed wat jy bitter oor spyt gaan wees. En as jy dit doen en hierdie afritte gaan ignoreer, is dit die begin van die einde. Dit was vir Dawid ook so gewees. So die vraag wat ek wil vra, is watter waarskuwingstekens of afritte ignoreer jy tans in jou lewe? Wat 'n warning signs het die Here vir jou fisies, emosioneel, geestelik daar gesit. En jy ignoreer dit. Jy gaan verby. Jy dink, ag wat, ek's nie bekommerd nie, daai derde groep mense. Ek's nie bekommerd. Weet ek is hier, ek weet ek is besig met dit, ek's nie bekommerd nie. Soos na Dawid se storie luister, en ek kan net sowel sê Dawid ook, maar as jy na Dawid se storie luister, dan is dit belangrik, dink ek, om te besef dat dit gaan nie goed eindig nie. So ons gaan verder. Dawid het haar laat haal. Sy het sopas die reinigingsrituele na 'n maandstonde voltooi, en sy het na die paleis toe gekom, want as die koning jou summon, dan gaan jy, nie regtig vreeslik veel van 'n keuse nie, ons weet nie of wou sy gaan nie, want sy was gelukkig getroud, maar sy gaan, want die koning kry wat hy wil hê, en hy het by haar geslaap. Daarna het sy teruggegaan na huis toe, want dis wat altyd gebeur,
skuldgevoelens, daar's al die goed, en ek meen, hy kan haar nie in die paleis vat nie, want sy is 'n ander man se vrou, hy kan nie 'n happily ever after prentjie hê hierso nie. Toe sy later agterkom, dat sy verwag, stuur sy vir Dawid 'n boodskap, ek is swanger. Ek is swanger. En julle, hier sien ons hoe die supertube vir Dawid uitspoeg. Hier sien ons Dawid se crash and burn. Maar besef hierdie is nie die hele storie nog nie. Hierdie is nie die einde nie, dit raak erger. Dis soos hy very maak advertensies, but wait, there's more. Okay, hier kom nog, dis nie, hierdie crash and burn word 'n spectacular katastrofe in koning Dawid se lewe. So ek het nie tyd om hierdie vir jou vers vir vers deur te lees nie, maar asseblief, ek wil hê jy moet by die huis gaan lees. Maar wat gebeur? Dawid, kan julle dink hoe skrik hy nou? Maar wat het hy gedink gaan gebeur? Kyk, wat het hy nou gedink gaan gebeur? Maar hy skrik en hy besef, nou moet ek begin cover up, nou moet ek planne begin maak, ek moet nou dinge doen, want haar man is besig om vir my te veg, hy is nie hier nie. So almal gaan sien sy swanger, en dan gaan almal wonder wat het gebeur, en dan gaan al die vingers na my toe wys, en ek sê koning van Israel, so, ek kan nie so PR probleem hê nie. So wat doen hy? Laat Uria van die oorlog af terugkom. En hy sê vir Uria man, jy veg so hard, weet jy wat, ek wil vir jou sê, man, gaan kuier bietjie by jou vrou, gaan rus bietjie, gaan relax bietjie, date night so bietjie, en geniet dit net man. En Uria wat 'n man was van integriteit, sê vir Dawid, ek kan nie, my band of brothers is besig om te veg en hulle lewens vir jou te gee, en hier sit ek en ek het date nights en allerhande goed, dit kan nie so werk nie, ek is jammer. Dawid sê, maar gaan net man, asseblief, hy sê, ek kan dit nie doen die koning, en die aand gaan slaap hy by die paleise deur saam met al die slawe. Volgende oggend staan hy op en Dawid is soos, hey, was jy toe daar? En hy sê, nee, ek was nie daar nie, ek was hier gewees, ek wil regtig teruggaan en gaan veg, ek kan nie my makkers alleen daar los op die oorlogsveld nie. En Dawid raak geïrriteerd met hierdie situasie, en hy sê, nee man, voor jy gaan, kom eet net eers by my, en hy kom eet by Dawid, en Dawid maak hom stormdronk, en Dawid sê vir hom, luister nou, gaan asseblief na Batseba toe, gaan na haar toe, man, gaan date night, gaan asseblief, gaan rus, vat 'n lekker bad, jy weet, dit is vreeslik, ek hoor jy het 'n nice bad, en so aan, jy weet, so, gaan asseblief soontoe, en enjoy dit. En hy sê, ek kan dit nie doen nie, hy slaap weer die aand voor die paleise ingang, saam met die slawe, en die volgende oggend is Dawid woedend daaroor, en uiteindelik sê Dawid, weet jy wat, hierdie gaan nie werk nie, en Dawid skryf 'n brief, 'n koninklike bevel, hy rol hom op, en hy gee hom vir Uria, en hy sê, gee asseblief vir jou bevelvoerder. En Uria weet dit nie, maar hy stap met sy eie doodsvonnis terug na die oorlog toe, want wat Dawid daar geskryf het, is Dawid skryf hierdie woorde op hierdie ding, en hy sê vir die generaal daarso, sit vir Uria heel voor in die oorlog, en wanneer die oorlog op sy velste is, op sy ergste is, dan val julle ander terug. Ons wil nie vir Uria terug hê in Jerusalem nie. Dis basies wat moet gebeur daarso. En Uria gaan terug na die oorlog toe, en dit is exactly wat uiteindelik daarso gebeur. Hy smeer die ding toe, en lees hier die volgende vers 17 en 18. Die verdedigers het uitgekom om teen Joab te veg. Verskeie van Dawid se soldate het gesneuwel. Ook Uria, die Hethiet. Joab het 'n verslag van die geveg na Dawid toe gestuur. En Uria is dood. En Dawid is baie verlig. Hy dink by homself, dankie tog, nou die cover-up gewerk. Dankie tog, die ding is nou mooi toegesmeer, alles is onder beheer, Uria is geëlimineer, die krisis is afgeweer, ons is 100% reg, ons is fyn. Ag, en Dawid is so, jy weet, gee so om vir mense in nood. Batseba se hart is obviously gebreek oor haar man wat dood is, hy is so hartseer om, en Dawid sê, ag, ek gee so om vir jou, kom trek sommer by my in die paleis in. Ek sal jou trane afvee, ek sal vir jou sorg, ek sal jou help. Trek by my in, en natuurlik as die koning sê trek in, dan trek jy in, en sy het ingetrek by hom, en ek moet vir jou sê, jy moet jou Bybel lees, jy kan hierdie goed nie opmaak nie hoor. Dis amper soos 'n true crime dokumentêr hierdie, moord, oorspel, leuns, dis crazy. Maar besef jy waar is ons hier? Besef jy hoe vinnig het hierdie supertube momentum opgetel? Kyk gou hierso op hierdie prentjie, nê. Hy kyk, hy doen navraag, hy vat, hy pleeg oorspel, hy lieg, hy manipuleer, hy pleeg moord. En dit is uiteindelik die pad wat sonde met elke een van ons wil vat. En ek sê nie gaan fisiese moord pleeg nie, maar daar's altyd dood op een of ander vlak. Huweliksdood, verhoudingsdood, finansiële dood, geestelike dood. Dis altyd die supertube waarin ons gaan as ons op hierdie journey is.
En Dawid kyk na alles en hy dink, dankie tog, is toegesmeer, die cover-up het gewerk, ek is fine, ons is fine, hy speel hy saam met haar en is great, en sy verwag, en ag, is so beautiful, hulle maak 'n babakamer reg, hulle kies name, al die tipe van goed, maar een ding het Dawid buite rekening gelaat. Die koning van alle konings, sy koning. Hy het buite rekening gelaat dat alhoewel mense nie gesien het wat hy doen nie, alhoewel mense nie bewus was van dit wat aangegaan het nie, alhoewel hy mense kon voel en flous links en regs, en nog steeds tempel toe gaan en gaan aanbid en al die gedoen, kon hy nie God flous nie. God het presies gesien waarmee hy besig is. Kan ek vandag met jou praat? Ek dink dalk mense sien nie waarmee jy besig is nie, dalk sien hulle dit nie. Dalk is daar mense wat dit raak sien, maar hulle sê maar net niks nie. Soos ek altyd vir mense sê, you can fool some of the people, some of the time, but you cannot fool all of the people, all of the time, nee. Miskien is daar mense wat iets sien, maar niks sê nie. Miskien weet mense regtig nie van hierdie ding nie. Mense weet nie dat jy op hierdie pad is nie. Mense weet nie waarmee jy besig is in jou lewe nie. Mense weet nie wat in jou gedagtes aangaan nie. Mense weet nie van die leuns en die toesmeer en die dubbele lewe en die skynheiligheid en die gesprekke en die sites wat jy besoek en die deals wat jy doen en die geselsies wat jy op jou foon het en al. Mense weet nie daarvan dalk nie. Jy het dit goed reg gekry om dit te maintain en te contain en alles te beheer. Maar hoe langer jy op hierdie supertube aangaan, die ding sal ontrafel, die ding sal buite beheer uitspiraal, want God sien raak waarmee jy besig is. God weet presies waarmee jy besig is vandag. Jou lewe lê soos 'n canvas voor God. Hy sien presies wat aan die gang is. God weet. God weet wat aangaan. Want weet jy wat? Sonde neem jou dikwels verder as wat jy wou gaan. En dit kos jou altyd insanely meer as wat jy gedink het om te betaal. Lees hierdie. Sonde vat jou altyd verder as wat jy wou gaan. En dit gaan jou altyd meer kos. In terme van jou verhoudings, jou reputasie, jou lewe, noem dit. En dit is wat Dawid vergeet het. Hy het alles bymekaar gehad, hy het alles reg gehad en gedink, nou is dit reg. Maar hy het hierdie vergeet, dis wat sonde gaan doen en dat God sien waarmee hy besig is. En hierdie God wat alles sien, die koning van alle konings, stuur die profeet Nathan na Dawid toe. En Nathan en Dawid was eintlik naby mekaar gewees. Dawid is eintlik 'n goeie vriend van Nathan. Hulle het baie keer hy Nathan geraadpleeg, van raad gevra, baie keer gesê ek weet nie wat die Here se wil is nie, sê asseblief vir my. En die Here stuur vir Nathan na Dawid toe. En Nathan kom daar voor die koninklike hof en Dawid, hulle sit daarso en Dawid sê vir Nathan, "So what's up?" En hy sê, "Nee, ek wil jou 'n storie vertel van 'n insident hier in Jerusalem." En Dawid sê, "O, wat is dit?" Hy sê, "Kom ek vertel jou, dis die storie van 'n ryk man en 'n arme man wat bure was. Die ryk man het al hierdie lammetjies gehad en hierdie skape en dit was amazing. Hy het baie van dit gehad want rykdom was gekoppel gewees aan dit. En langsom het 'n arme man gebly. En hierdie arme man het net een ou lammetjie gehad. En hierdie arme man se lammetjie was soos 'n pet in die huis. Hy het van die tafel af geëet, het op die bed gelê, het langsom by die kaggelvuur gesit en hy het sy koppie gevryf en hy was soos 'n troeteldier, deel van die familie. En op 'n dag kry hierdie ryk man wat in Jerusalem bly, die geleentheid dat 'n oorseese gas by hom kom kuier en dit was 'n big deal in daai tyd gewees. En hierdie ou besluit ek wil vir hom heerlike skaapvleis voorsit. Maar in plaas daarvan om sy eie skape te gaan slag, Dawid, weet jy wat doen hy toe? Hy gaan toe na hierdie man langsom, die arme man wat net die een lammetjie het wat soos 'n pet is. Hy vat hierdie lammetjie, hy slag hom en hy sit hom voor vir sy gaste om te eet. Kan jy dit glo, Dawid? En Dawid glo, ek staan naderhand op, nee, toe hy die storie hoor, stywe nek, en Dawid sê die volgende woorde. Dawid was woedend. Sien jy die skynheiligheid? Hy was woedend. Hy sê, so seker as wat die Here leef, sê hy vir Nathan, die man wat dit gedoen het, verdien die dood. Die ou wat hierdie ding gedoen het, die ou wat die arme man se een skaapie gaan vat het, die man wat alles gehad het, verdien die dood. Hy moet met 4 lammers vergoed vir die ooilam wat hy gevat het, en ook omdat hy geen medelee gehad het nie. Nathan glo ek het Dawid so in die oë gekyk. En hy het vir hom gesê, Dawid, jy's daai man. Jy's daai man. Jy kon eendag 'n vrou in hierdie land gekry het,
Jy kon enigiemand gevra het en sy sou met jou getrou het, want jy is die koning. Maar een man gaan jy en jy gaan vat, wat nie joune is nie. Jy slag, jy verwoes, jy saai doodsheid. Jy is daai man Dawid. Julle, en kan julle imagine, in daai oomblik, kan julle imagine hoe Dawid moes gevoel het? In daai oomblik val die hele House of Cards plat, en al die kaarte lê oop voor Nathan, voor die hof, voor God. En hy besef, dis verby. My cover-up het nie gewerk nie. My sonde het my uitgevang. Ek is in skaakmat. My geheime lewe is ontbloot. Alles het aan die lig gekom. En hy besef, dis waar hy is. Koning, krygsman, man na God se hart, moordenaar, dief, leenaar, egbreker. En hy besef, dis wie ek is voor God vandag. Dis wat in my lewe aangaan vandag. En dis die ding van 'n crash and burn, as mens eers daar gekom het, dan voel dit vir jou altyd, dis finaal, dis verby. As jy daar gekom het, dan voel jy altyd, dis nie net finaal nie, dis fataal, dis geestelik, emosioneel, fisies, verhouding, my reputasie, elke area van my lewe. En ek wonder, as jy jou lewe so 'n bietjie in oënskou neem vandag ook op by familie, wonder ek oor jou. En ek wonder of is daar nie 'n area in jou lewe, wat Dawid se storie, maar eintlik jou storie is nie. Fisies, geestelik, emosioneel. Wonder wie van ons kan dalk vandag met hierdie relate. En soos jy hierdie vandag hoor en hoor soos ek hierdie sê, wonder jy dalk miskien vandag ook, en besef jy dalk miskien vandag ook, miskien het dit jy al lank al besef, of vandag vir die eerste keer dalk, ek is daai man, ek is daai vrou. Voor die Here is ek daai man, ek is daai vrou. Dalk het hierdie lank al in jou lewe gebeur, die crash and burn. Dalk het dit onlangs gebeur, en jy het besef, ek is daai man, ek is daai vrou, en jy weet nie om aan te gaan, en jy weet nie wat is die volgende stap nie. Jy weet nie om hierdie te doen nie. Jy weet nie hoe gaan jy ooit weer herstel nie, jy weet nie hoe gaan jy stukke in jou lewe optel nie. Miskien is jy vandag tans op daai supertube, en die ding is besig om momentum op te tel, en jy sê vir jouself, ek besef vandag vir die eerste keer, dis waar in hierdie supertube my gaan, dis wat in my lewe gaan gebeur. Is daar uitweg? Is daar uitkomste? Hoe kan ek omdraai van hierdie ding af? Ek besef as ek gaan aanhou met hierdie ding in my lewe, dit gaan my lewe verwoes, gaan doodsheid wees. Of dalk is jy miskien iemand wat sien hoe 'n geliefde van jou se lewe in daai rigting gaan. En jy vra vir jouself, ek weet nie hoe gaan ek hierdie ding, wat kan ek doen? Hoe kan ek hierdie mense help? Ek weet nie of daar uitweg is nie. Vir my nie, ek weet nie of daar uitweg is vir die, ek weet nie. Maar ek dink as Dawid vandag hier was, het Dawid dalk vir ons gesê het, luister, ek het myself ook oortuig, daar's nie uitweg nie. Ek het verlang in my lewe gedink, daar is nie, en ek het dit verlang ignoreer, die warning signs. Maar weet jy wat wil ek vandag vir jou sê? Daar is 'n uitweg. Daar is 'n uitweg vandag, en kom ek help jou, kom ek wys vir jou die pad na daardie uitweg toe. En dis die goeie nuus vandag wat ek aan die begin vir jou gesê het, as jy hierso is. Jou storie hoef nie te eindig met 'n crash and burn nie. En as jou storie al reeds met 'n crash and burn geëindig het, jy hoef nie vir altyd by dit parkeer te bly nie. Jy hoef nie daar te stop nie. Jy hoef nie by dit te bly nie. Hoekom? Hoe weet ek dit kan verander? Want Dawid, soos ek gesê het, ons herken hom vandag as 'n moordenaar, as 'n egbreker, as 'n leenaar, ons weet, maar weet jy wat, ons onthou hom tog ook as 'n man na God se hart. Ons onthou hom tog ook as die koning van Israel, ons onthou hom tog as 'n krygsman, as 'n man wat lief was vir God. Hoekom? Want Dawid het nie daar gaan sit nie, hy het nie daar gebly nie, hy het nie toegelaat dat dit hom definieer in sy storie raak, hy het opgestaan en hy het 'n pad gestap, en die Here het hom kom restore en kom herstel. Ja, dis deel van sy storie, maar dis nie waar hy gebly het nie. Daar is 'n pad terug, en wat is daai pad? Ons lees dit in hierdie gedeelte. Toe bely Dawid sy skuld en sê vir Nathan, ek het teen die Here gesondig. En ek dink dis hoekom hy dalk 'n man na God se hart genoem is, nê? Omdat hy nie hierdie
Omdat hy nie probeer beskuldig het nie, hy het nie probeer verskoning soek nie, hy het nie homself probeer regverdig nie. Hy het nie probeer allerhande stories opmaak of in 'n pity party ingegaan, homself jammer gekry, niks van die aard nie. Hy own up, hy step up, hy ervat verantwoordelikheid vir sy lewe, vir sy situasie en sê ek het myself hierso gekry. Maar ek vat verantwoordelikheid. En ek weet teen wie ek gesondig het. Dit was nie teen Nathan gewees nie. Ja, die ander mense was almal die recipients van my sonde, die chaos wat hulle beleef, Batseba en die ou wat dood is en die hele familie. Maar uiteindelik is dit 'n ding tussen my en God en ek gaan met God moet restore. Ek gaan met God moet regmaak. En wat is die Here se reaksie? Hoe reageer God teenoor mense wat sê ek bely dit, Here, ek is jammer oor dit, God vergewe my? Wat is God se reaksie? Gaan God kwaad bly? Gaan God hom blameer? Gaan God hom uitvries? Wat gaan God doen? Gaan hy hom verwerp? Wat is God se reaksie? Lees saam met hierso. Nathan antwoord hom, die Here het jou sonde vergewe, sodat jy nie oor hierdie sonde sal sterf nie. Of vandag vir jou sê, daar's vergifnis vir jou. Daar's vryspraak, daar's verlossing. Die Here is lief vir jou, die Here het genade met jou, die Here wil jou vrymaak, die Here wil jou uit daai supertube uithaal, die Here bied vir jou 'n uitweg vir môre en sê, come clean, step up, vat verantwoordelikheid, own dit, kom in die lig, maak dit reg met my. Maar 'n ding wat jy ook moet weet, dat daar is gevolge vir sonde, daar is gevolge, alhoewel God ons vergewe en vryspreek en ons verlos, God kom aandoen nie die gevolge van sonde nie, want God skep nie die gevolge vir sonde nie, besef jy dit? Sonde lei tot die gevolge van sonde, nie God nie. En dis 'n ding wat ons van God moet verstaan. God veroorsaak nie die gevolge nie, sonde veroorsaak dit. En hierdie moet jy weet, elke sonde is pre-packaged, elke sonde is vooraf ingepak met 'n gevolg. Elke sonde is pre-packaged met 'n gevolg. En as jy daai ding aanrap in jou lewe, gaan daar die gevolg outomaties deel van die package wees. Dis nie God wat dit skep nie, sonde bring gevolge. Maar die Here sê selfs in daardie gevolge sal ek by jou wees. En hy sê vir Dawid, ek wil vir jou sê, Dawid, die kind wat jy en sy gaan hê, daai kind gaan siek word en weet jy wat, daardie kind gaan sterf. Nie omdat ek die kind wil laat sterf, want ek die kind gaan doodmaak nie. Die kind gaan sterf, as dit gaan gebeur en dis die gevolg daarvan. Jy sou nie in die situasie gewees het as jy nie by haar geslaap het nie, Dawid. Sonde is altyd pre-packaged met gevolge. So wat moet jy vandag doen? Jy moet vandag doen wat Dawid gedoen het. Ekskuus, ek weet ek spreek oor die tyd, maar ek wil hierdie ding vandag so graag hê dat jy hierdie moet verstaan. En ons sien Dawid skryf 'n Psalm, omtrent so 'n jaar na hierdie hele ding gebeur het, skryf Dawid 'n Psalm. En in hierdie Psalm vertel hy basies vir ons wat in sy gedagtes aangegaan het, wat hy besluit het om te doen. En ek wil vandag vir jou sê, as jy besef, jy is daai man, jy is daai vrou, jy het iemand in jou lewe wat daai ding doen, wat jy wil help, 'n familielid of iemand, of jy het deur dit gegaan, jy weet nie om te restore nie. Dawid skryf hierdie beautiful, dis my gunsteling Psalm, een van my favorites. Mense sê altyd vir my, jy noem al die Psalms jou favorites, maar hierdie is regtig een, Psalm 51. Dawid skryf hierdie Psalm, en ek wil hierdie vir jou lees, want dit is wat jy vandag kan doen as jy daar is. Psalm 51, hy sê vir die koorleier, Dawids Psalm, toe die profeet Nathan hom toe gekom het oor sy oorspel met Batseba. Hoe begin hy? Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde. Wis tog my sondes uit, op grond van u barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde, want ek ken my oortredings en my sonde is gedurig voor my. Jy weet as jy op hierdie ding is, jou sonde is die hele tyd voor jou, is alwaar jy dink, want jy moet dit toesmeer en jy moet dit cover, en jy moet oral moet jy jou wickets voorkeer, want jy het hierdie ding, hierdie dubbele lewe wat jy doen. Hy sê, Here, my sonde is altyd hier voor my, dag en nag dink ek aan dit wat ek gedoen het, Here. Hoe gaan ek ooit aanbeweeg? Gaan ek op daai plek kom? Vers 6, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë. Here, ek weet dit was teen u alleen. Dit is eintlik alwaar hierdie gaan, is ek en u. Daarom, Here, is die uitspraak reg en die oordeel is regverdig. Met ander woorde, Here, u is geregverdig daarin om my te oordeel, om my te judge. Ek het hierdie gedoen, I've done it.
Vers 7, want Here, ek is 'n sondaar gebore en was dit toe my ma met my swanger geword het. Maar dis nie 'n verskoning nie, Here, want hy sê hierso, maar U verwag waarheid in die hart van 'n mens. U leer my om wysheid te besit. Neem weg my sonde, sê hy weer vir die Here, en ontsondig my met hyssop, sodat ek kan skoon wees. Was my, Here, dat ek kan witter wees as die sneeu. Gee my tog weer die blydskap van die vreugde. Het my stikkend gebreek. Laat my weer vol vreugde wees. Moenie let op my sondes nie en wis al my oortredings uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Gee my 'n nuwe en standvastige gees. Moet my asseblief nie verban weg van U teenwoordigheid nie. Moet asseblief nie U Heilige Gees van my af onttrek nie. Want dis wat gebeur as mens aangaan hiermee. Die Heilige Gees onttrek homself van jou. Jy bedroef die Heilige Gees. Gee my tog weer die vreugde van die heil, van die redding, en maak my gewillig om U te gehoorsaam. Dan sal ek oortreders U weer leer, sondaars, dat hulle self tot U bekeer. Sien jy toe homself al gedistans van dit? Ek wil sondaars weer leer. Nee, ek wil ons sondaars leer nie. Ek wil sondaars leer. Want as die Here jou vergewe en vry maak, dan sal jy waarlik vry wees. En die Here kom restore jou en kom herstel jou om hierdie te doen. Verlos my van bloedvergieting, God, my redder God. Dan sal ek voluit sing van U regverdigheid. Help my om te praat, Here, sodat ek U lof kan verkondig. En hoor hierson, ek wil nie meer afsluit. Hy sê, U verlang nie offers nie, want dis waar ons altyd gaan nie. Ons daai woord na doen toe. Doen vir die Here iets, doen iets, gee vir die Here iets. Hy sê, U verlang nie na offers nie, anders sou ek dit bring. Wat wil jy moet ek offer? Beeste, skape, ek het alles in die land. Ek kan vir U honderde duisende beeste en skape gee, maar U soek nie dit nie. Soek nie die offers wat ek kan bring nie. Hy sê, die offer wat U wil hê, o God, is 'n gebroke gees. 'n Gebroke en berouvolle hart sal U nie verwerp nie, o God. Wat moet jy vandag doen? Wat Dawid gedoen het in Psalm 51. As jy daar is vandag, kom skoon. Kom skoon. Vat verantwoordelikheid vir jou lewe. Bely jou sondes vandag voor die Here. Wees eerlik met jouself en met die Here vandag en sê, dis wie ek is, dis waar ek staan. Kom oor die verskonings. Kom oor al die selfregverdigings. Kom oor al die goed wat jouself wys maak en oortuig van. Kom oor jou pity party, jou selfbejammering. Kom oor dit en vat verantwoordelikheid vir jou lewe. Kom terug na die Here toe en bekeer jou, want belydenis alleen is nie net genoeg nie, met jouself bekeer en jou rug op hierdie ding draai. Come clean. En laastens, kom in lyn met God se lewe, God se plan en purpose en doel vir jou lewe. Hou op rondwaal, op in sirkels gaan, hou op jou eie ding doen, kom in lyn met dit wat God vir jou beplan het. En as jy vandag daai stap neem, sal God jou help. En ek wil afsluit in die diens en vir jou vra, is dit jy? Is jy daai man, is jy daai vrou, en dit kan enigiets wees, geestelik, emosioneel, fisies, is jy daai persoon vandag? Ek wil jou vra, wil jy net vir 'n oomblik staan nie? Jy net opstaan as jy sê, dis ek nie, baie dankie. Baie dankie. As jy sê, ek is daai persoon, staan asseblief op vandag. Here, ek het U nodig vandag. Moenie aan trots jou terughou nie. Asseblief nie worry wat die ander mense dink nie. Staan op vandag. Here, ek is daai man, ek is daai vrou. Here, ek het nodig dat iets in my lewe kom. En wil jy nie opstaan nie? Ek gaan nog geleentheid gee vir mense om op te staan vandag. Baie dankie. Baie dankie, is nog mense wat opstaan. Dankie vir julle courage, dankie vir die moed om dit vandag te doen. Miskien is hierdie die warning sign, miskien is hierdie die laaste exit point wat die Here vandag vir iemand gee hierso. Jy weet in Niagara Falls in Canada is daar 'n bordjie wat sê you have crossed the point of no return. En wie weet, miskien is hierdie die laaste oomblik wat die Here vir jou sê, come clean, sort hierdie ding uit nie. Daar gaan nie weer 'n plek wees vir jou om terug te kom nie. Hierdie ding gaan momentum optel en jy gaan crash en burn en terugdink aan hierdie dag. Is daar nog iemand wat wil opstaan? Kan ek julle vra wat opgestaan het? Kan ek vra dat julle vorentoe sal beweeg? Ons het hier by die altaar hier voor kussentjies. Dat julle sommer hier sal kom kniel. Weet dis weird, maar dit is wat vandag dalk nodig is. Ons gebedsspan wil ek vorentoe nooi. Kom kniel hier voor.
so sagte kussings, kom kniel by die altaar, ons gebedsspan, Pieter, Charlene, julle almal, kom kniel hierso, en dan gaan ek vir ons afsluit terwyl hulle vorentoe kom. Dankie Here vir die kosbare woord. Dankie Here dat U vandag met mense gepraat het, Here. En dankie Dawid se storie. Ek waardeer dit so, Here, dat dit op die blaaie van die Bybel geskryf is vir ons om dit vandag 3000 jaar later nog te lees. Dankie Here dat U met mense vandag gepraat het. Dankie dat verlossing vandag vir mense moontlik is. Dankie dat vergifnis vandag moontlik is. Dankie dat strome van vergifnis en vrymaking vandag vloei in hierdie plek, Here Jesus. Dankie dat healing vandag in hierdie plek besig is om plaas te vind, Vader. Dankie Here vir wat U vir ons aan die kruis gedoen het, Jesus. Dankie dat dit moontlik is vandag. En ek bid Here dat U sal kom restore. Ek bid dat mense vandag sal own up in lewens, dat mense sal besluit om te dit wat hulle gedoen het, Here Jesus, te bely voor U, to come clean, Here. Dat hulle sal bekeer daarvan. En Here, dat hulle self sal realign met U plan en U purpose. Dankie Here Jesus dat U vandag herstel. Dankie Here dat U vandag vrymaak. Dankie dat U vandag bande breek. En dankie Here Jesus dat U hierdie kom doen. Help ons Here Jesus as ons die uitstap vandag dat ons anders sal lewe. Help vir ons Here Jesus dat ons align sal wees met die wil van Jesus vir ons lewens. Ek bid dit vandag in U groote en kosbare naam. Die naam van Jesus. En as jy dalk daar in jou stoel wil sit, jy wil dalk nie vorentoe kom nie, maar jy wil net daar sit en dit ook 'n altaar maak, as jy welkom om dit te doen. Ek gaan vra dat die res van ons asseblief uit sal beweeg. En vat hierdie oomblik, sorg dit uit met die Here vandag.